Goeiemôre, baie welkom by kerk. Baie welkom by hierdie uitsending van die SA gemeente in die VK. Dankie dat jy inskakel, dankie dat jy saamkyk, dankie dat jy op so 'n manier ook deel word van ons gemeenskap. Kom ons raak stil, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons mag stil word voor U. Dankie dat ons weet U is hier. En U is teenwoordig by elkeen van ons. Here, dankie dat ons mag stil word en weet dat U met ons wil werk, dat U in ons lewens 'n verskil wil kom maak, dat U deur ons lewens 'n verskil wil kom maak in die wêreld wat ons leef. Dankie vir die gemeente. Dankie dat ons mag deel wees van hierdie gemeente. Dankie dat ons ook in hierdie gemeente iets ervaar van hoe U werk, en hoe U mense vorm, hoe U ook ons op 'n pad vat waar U vir ons wil lei. Here, en as ons nou vanoggend stil word vir die woord, dan glo ons dat die woord ons vorm, dat die Gees, woord in die Gees in ons harte gaan werk. Dat U liefde in oorvloed in ons lewens sal kom uitstort. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes hoofstuk 21. Johannes 21 vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. En dan staan Jesus op die wal, en sê Jesus vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit en vang hulle klomp vis. En as hulle dan op die wal kom, dan Jesus kos voorberei en eet hulle saam. En dan, vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers vy. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape vy. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur wat is so dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Nou die storie wat ons lees sê vir ons dat Petrus in die moeilikheid is. Petrus moes met die wete saamleef dat hy die Here teleeggestel het. Dat toe hy moes opstaan, het hy bly sit. Toe hy iets moes gesê het, het hy stil gebly. Toe hy sy verbintenis met Jesus moes erken het, het hy ontken dat hy enigiets van Jesus weet. En nou moes hy met hierdie las saamleef. Die skokontdekking wat Petrus gemaak het, is dat sy liefde nie genoeg was nie. Die agtergrond van hierdie verhaal sê vir ons dat toe hy uitgedaag was oor sy verbintenis met Jesus, toe dit onmoontlik sou benadeel het voor mense, het Petrus gesê, maar ek ken hom nie, ek weet nie van wie julle praat nie. Ek het geen verbintenis met hom nie. En dis hiermee wat ons hom kry hier by die see van Galilea. Op pad terug na dit wat hy meer groot geword het om vis te vang. Hy was 'n visserman. Hy het geweet om vis te vang. En dan as hulle die nag op die see is, dan kry hy nie eers dit reg nie. So aan die een kant loop hy met hierdie teleurstelling van, ek is nie die mens wat die Here wil hê ek moet wees nie, en ek kry nie eers reg dit wat ek gedink het ek kan doen nie. Maar Petrus het geweet, die verhouding tussen hom en die Here moet reggemaak word. Hy moes Jesus in die oë kyk. Hy het vergifnis nodig gehad, herstel. Hy het nodig om iemand te hê wat nie opgee
op hom nie. Ons moet vra, hoe het ons die Here teleeggestel? Hoe het ons stil gebly toe ons iets moes sê? Hoe het ons opgestaan en weggestap in plaas van omdraai en iets in die oë kyk? Hoe het jy die Here teleeggestel? Ons het ook nodig om te stop. Ons het ook nodig om met Jesus te connect, om hierdie verhouding reg te maak. Jesus het ook geweet dat hierdie verhouding herstel moet word. En vir Petrus, as hy dit met Petrus begin, dan sê hy vir Petrus, die eerste vraag wat jy vir my moet antwoord is, het jy my lief? Want hierdie vraag skuif dit wat die heel belangrikste is, terug in die kern van jou lewe. Is jy lief vir die Here? Wat doen Jesus? Nie een keer in die hele gesprek beskuldig Jesus vir Petrus nie. Nie een keer neem hy vir Petrus kwaadlik nie. Al wat Jesus kom, hy sê, Petrus, is jy lief vir my? En Jesus vra dit vir hom 3 keer. En hy gebruik Petrus se volle naam. Hy sê, Petrus, seun van Johannes, het jy my lief? Amper as hy vir hom sê, Petrus, ek weet alles van jou, ek weet waar jy vandaan kom, ek ken die huis waarin jy groot geword het, ek ken jou hele lewe. Het jy my lief? En 3 keer antwoord Petrus en sê, ja Here, u weet dat ek jy lief het. Ek is lief vir u. En 3 keer gee Jesus vir hom 'n opdrag en sê, pas my lammes op, pas my skape op, gee vir my skape kos. En op 'n manier wil Jesus amper sê, ek hoor jou belydenis, ek hoor jou verklaring dat jy vir my lief is, maar dis nie genoeg nie. Wat bedoel Jesus daarmee? Kyk, dwars die Jesus se bediening speel liefde baie prominente rol. Maar die liefde wat hy by ons soek is baie meer as 'n emosionele, oppervlakkige, selfsugtige, tydelike liefde en goeie gevoelens, experiences wat ons het as ons ergens worship of in 'n erediens is of iets ervaar van God wat amazing is. Hy soek baie meer as dit vir ons. En ons sien iets raak daarvan in die Griekse woorde wat hier gebruik word. Nou is interessant, daar is gewoonlik 3 Griekse woorde vir liefde. Die eerste woord is ereo, wat beteken die romantiese liefde tussen 2 mense. Dis waar die woord erotica byvoorbeeld vandaan kom. Ereo. Die tweede Griekse woord wat ons kry is die woord phileo. Dis die liefde van vriende vir mekaar, van broers vir mekaar. Die liefde wat ons as 'n kerkgemeenskap byvoorbeeld vir mekaar het. Die derde woord vir liefde is die woord agapao, wat verwys na die manier hoe God vir ons lief het, die selfopofferende liefde, of in Engels, an overflowing love which seeks nothing in return. Liefde wat gee en omgee en verantwoordelikheid vat. Nou, eerste 2 keer as Jesus vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief, dan vra hy van Petrus, het jy my agapao lief? Het jy my lief soos God vir jou lief is? Het jy my lief en is jy bereid om te gee en om te gee en alles te gee? En elke keer sê Petrus, ek het u phileo lief. Ek het u nog nie so lief soos u wil hê ek moet u lief wees nie, Here. En dan die derde keer dan vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my phileo? En Petrus sê, ja Here, ek het die phileo, ek ken my hart. Wat doen Jesus hier? Jesus daal genadiglik af na Petrus se vlak toe en sê, okay Petrus, kom ons werk met wat jy het. En is dit nie Jesus se manier dwars deur die Bybel nie? As 12.000 mense honger is, dan sê hy, wat het ons? Kom ons werk daarmee. En dalk is dit wat die Here vanoggend vir jou wil sê, wat het jy? Waarmee het jy gekom?
En is sy boodskap vanoggend vir jou, kom ons werk daarmee. Kom ons maak daarmee 'n verskil. Want hier is meer as liefde op die spel, want liefde alleen is nie genoeg nie. Onthou altyd, Jesus vestig in die eerste plek sy koninkryk. Hy wil koning wees. Hy wil koning in jou lewe wees. En ons word geroep in die eerste plek om Jesus te volg as koning. En moenie 'n fout maak nie. God het die wêreld lief en hy het die wêreld so lief, hy stuur sy seun. Maar hierdie agapao liefde, hierdie liefde wat God vir ons het, is 'n groter, dierder liefde. En dit vra baie meer as wat ons het en wat ons ooit kan gee. Of wees. Selfs Petrus weet dit. En selfs Petrus erken, ek kan u nie agapao lief hê nie, Here, ek kan u phileo. Dis die bietjie wat ek het, ek is nog nie daar nie, Here. Beteken dit, ons moet opgee op hierdie ideaal? Beteken dit dat hierdie uitdaging onmoontlik is? Omdat dit te veel gevra is? Dis presies waar ons Petrus in die begin van hierdie verhaal kry, gereed om op te gee. Want om so lief te hê, vra baie meer as wat ek het om te gee. As ons Jesus wil volg, beteken dit ons moet bereid wees om dood te gaan, om te sterf, om alles te gee, soos Jesus. Ons moet verstaan dat die liefde waarvan ons gewoonlik praat, of wat God wil hê ons moet hê, of waarvan Jesus vir Petrus hiermee uitdaag, is nie die liefde van ek doen goed vir mense nie. Is nie die liefde van ek het goeie bedoelings nie. Ek doen net die sonde nie, ek's 'n nice mens. Ek is bereid om opofferings te maak. Nee, dis 'n liefde wat vra dat jy moet sterf, dat jy moet doodgaan. Dis 'n liefde wat vra dat jy moet alles gee. Dis 'n liefde wat vra dat jou hart moet skuif, weg van jouself af. Vir Petrus doen Jesus dit so. Na elke verklaring van liefde, dan neem Jesus dit 'n stap verder en dan sê hy, die fokus Petrus skuif weg van wie jy is en wat jy het. Die fokus Petrus skuif weg van jou gevoelens van onsekerheid en van nie goed genoeg wees nie. Dit skuif weg ook eers van jou emosie van lief wees vir mense en lief wees vir my. Dit skuif weg van selfs jou behoefte aan herstel en genesing. En hy gee vir Petrus verantwoordelikheid vir ander mense. Want liefde is 'n werkwoord. Nie net 'n gevoel of 'n emosie nie. Want dan is liefde nie genoeg nie. Maak nie saak wat se heilige gevoelens jy in 'n erediens het, wat se emosionele belewenis jy in 'n erediens het of by 'n byeenkoms het. Dis great. Maar daar's baie meer. Liefde is baie groter as dit. Petrus, om lief te hê begin as jy omgee vir ander, soos jy vir jouself omgee. Petrus, liefde begin wanneer jy jou hart oopmaak vir ander. Wanneer jy weg begin leef van jouself. Liefde is om tree weg te gee van jou behoeftes, van wie jy is, van waar jy nou op die oomblik is. Dis presies wat Jesus in die verhaal doen. Dis presies wie Jesus is. Hy stap nie weg van Petrus nie. Hy beskuldig nie eers vir Petrus nie. Hy gee nie op Petrus nie. Hy wys vir Petrus die pad. Hy wys dat liefde juis vir hulle is wat dit nie verdien nie. Wat hom verraai, wat hom verloon, wat dit nie reg kry nie. Die liefde juis bedoel is vir hulle wat reg is om weg te draai. Reg is om teleurgesteld op te wil gee op God, op die verhouding met die Here. Ons sien dieselfde in Lukas 10.
as Jesus praat oor wat is die belangrikste gebod in die wet, dan sê hy, vir God lief hê en vir jou naaste lief hê soos jouself. En dan vertel hy direk daarna die storie van die barmhartige Samaritaan. Want liefde beteken om raak te sien, om te gee, om jou hart oop te maak, om verantwoordelikheid te neem, om stil te staan. Maak nie saak wat dit vir jou kos nie, maak nie saak wat en wie dit is nie. Dis wat liefde is. En om so lief te hê is nie maklik nie. Ons val maklik in die gestrik dat liefde is gevoelens en emosies. Dit is 'n klein stukkie daarvan. Om lief te hê het verantwoordelikheid en gevolge. Dink aan jou kinders, dink aan jou verhouding met jou kinders. Op watter punt gaan jy opgee op jou kind? Op watter punt gaan jy wegstap? Ongelukkig doen ons dit makliker in ons huwelike en oorweeg ons dit soms om weg te stap. Jy kan nie wegstap nie. Ons het nodig om 'n skuif hieroor te maak. Want kyk, die evangelie wat ons verkondig, sê ons altyd, kom, nes jy is, jy's welkom. Maar dis net die begin. Ons kan nie daar bly nie. Dis soos 'n klein babatjie. As jy 'n klein babatjie die eerste keer sien, klein handjies, voete, almal is tog so gek daaroor, kleinkinders en al die. Maar as jy by dieselfde babatjie kom, 6 maande, 9 maande, 2 jaar later, en die baba is nog net so groot, met dieselfde klein, pragtige, mooi handjies, dan weet jy iets is fout. Waar is jou geloof? 6 maande oud? Of is dit al vir 30 jaar, 6 maande oud? Julle sien, dis ons probleem. Die evangelie van Jesus is groter en meer as jy word aanvaar. Dis waar, en dis net die begin. Die teks wys dat ons 'n verlosser het, wat na 'n mislukte disipel se vlak afdaal en sê, kom ek werk waar jy is met wat jy het, want my plan met jou is agapao. So kom ek leer vir jou, Petrus. Daar's mense. Maak oop jou oë, gaan gee om, gaan sorg vir hulle. En vertrou hy sy kerk met hierdie mislukte disipel. Wat iets verstaan dat die bietjie liefde wat ek het, is nog nie genoeg nie, maar die Here gaan daarmee werk. Dis 'n liefde wat my gaan aanhou uitdaag om te groei. Wat my gaan aanhou uitdaag om te gee, om eerlik te wees, om buite myself te wees, om op te hou om eers aan myself te dink. Anders gaan jou geloof vlak en selfsugtig bly. Dis 'n liefde wat wys dat ons bekering en vergifnis nodig het. En dat ons nog nie lief het soos Jesus lief het nie. En dat ons eerlik genoeg kan wees om te sê, maar Here, kom ons begin daar. Want ek wil agapao. Ek wil lief hê soos U my lief het. Eenmaal gelees, hulle sê, love is the only transforming power in the universe. Nie ons oppervlakkige, selfgemotiveerde, emosionele selfliefde nie. Die omgee soort. Die oorgee soort. Die wêreld is honger vir mense wat Jesus volg. Wat bereid is om onvoorwaardelik lief te hê. Wat nie op ander sal opgee nie. Mense wat God bo alles lief het. Maak nie saak wat dit kos nie. Dis ons roeping. Ons het die boodskap verkeerd verstaan. Dit is nie wees lief vir Jesus nie, dis volg Jesus. Het jy my nog lief, Petrus? Maak nie saak wat dit jou gaan kos nie. En hy verduidelik vir Petrus baie mooi dat vers 21 sê dat hy praat oor Petrus se dood, hy praat oor Petrus se sterwe, want Petrus, dit gaan jou lewe kos. Sal jy my volg? Is jy lief vir my? Wat sal jy volgens sê? Is jy lief vir die Here? Kom ons bid.
Here, dankie vir u liefde wat nooit opgee op ons nie. Vir u liefde wat ophou uitreik en aanhou vergewe. En u liefde wat ons raak sien en wat by ons kom stilstaan. Maar ook dankie vir u liefde wat ons uitdaag. Dat ons harte sal oopmaak, Here. Vir dit wat u wil doen, maar ook vir mense rondom ons. Here, wil u vandag saam met ons gaan? Wil u môre saam met ons in hierdie week ingaan? Wil u vir ons lei? Wil u vir ons die mense maak wat u wil hê ons moet wees? Here, ons wil u volg, aan u gehoorsaam wees. Lief hê, soos u lief het. Amen. Ons kry 'n geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Julle sien al die opsies beskikbaar. Dis net julle bydra wat ons bediening moontlik maak en dankie daarvoor. Dis my gebed dat die Here saam met jou sal gaan in hierdie week, dat jy iets sal ervaar van God wat nie opgee op jou nie, van God wat na jou toe kom, uitreik na jou toe, van God wat jou gaan bly challenge. Ek is lief vir jou, is jy lief vir my?